Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met ons reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 29 in die reeks. En die laaste 2 weke kyk ons bietjie na ons geregtigheid in Jesus. Ons het al gesien dat ons geregtigheid in Jesus beteken in kort dat ons voor God is wat ons veronderstel is om te wees. Vrygespreek, vlekloos en in die perfekte verhouding met God, net soos Jesus is. Maar voor ons by vandag se Bybelstudie kom ons bid net eers saam. Here, baie dankie dat ons u woord kan bestudeer en dat u woord u hart is. En dat u in u woord u hart aan ons kom openbaar het en dat u woord vol waarheid is van u hart. En dat as ons vandag kies om ons geloof in u woord te sit, dat die lewe en die krag het om ons vry te maak. Dankie dat u vandag vir ons geopende oë en geopende ore gee, om te kan sien en te hoor dit wat u ons wil leer in die woord. In Jesus naam, amen. Nou, ons het hierdie week al gekyk na Romeine 5 vers 17, en spesifiek hoe dat die woord daar vir ons verwys na geregtigheid as 'n geskenk van God af, deur Jesus. Ons het gister ook gesien in Efesiërs, dat die woord sê ons is met wedergeboorte na God geskape. Met ander woorde, ons gees lyk soos sy gees, in ware geregtigheid en heiligheid. Bly vandag saam met my na Jesaja 54 vers 17. Hierdie vers is baie bekend, maar ongelukkig net die eerste gedeelte. En as ek met hom begin, sal jy waarskynlik onmiddellik die gedeelte herken en hom dalk vir my kan klaarmaak. Maar ek is redelik seker dat meer as die helfte van die mense wat die begin ken nie die einde nie. Maar dis oké, dis net omdat dit nie gepreek word nie, en dis meestal omdat mense nie die betekenis reg verstaan nie. Dan praat hulle liewer nie daaroor nie. Maar kom ons kyk vandag na die hele vers. Hy lees in die ou vertaling as volg: Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie. En elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weer lê. En dis gewoonlik net hier waar ons ophou. En dis 'n awesome belofte, en ek het self ook al aan hierdie belofte vasgehou. Maar luister verder. Hoekom sal geen wapen teen jou enigiets uitrig nie? En voor ek verder gaan, wil ek net dit ook hier ingooi, terwyl ons nou met hierdie gedeelte besig is. Hier staan nie dat geen wapen teen jou gesmee gaan word nie. Dis nie die belofte nie. Inteendeel, Jesus se belofte was juis dat, as gevolg van jou geloof in hom, talle wapens teen jou gesmee gaan word. Maar die belofte hier is altyd, dat hulle niks sal uitrig nie. Maar die hoekom is in die tweede helfte van die teks. Hoekom sal geen wapen teen jou iets uitrig nie? Dit is die erfdeel van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Dit is jou erfdeel. Jou erfdeel in Jesus is dat God vir jou sal veg, en hy sal wen, elke keer. En ek gaan nou iets sê wat moontlik 'n paar godsdienstige mense verkeerd gaan opvryf, maar dit moet gesê word, want net die waarheid kan jou vrymaak. Maar hierdie teks, en ons eintlik baie ander ook, trek 'n streep deur geestelike oorlogvoering. As jy voorwaarde sou wees dat jy die en daai en die volgende moes doen om elke wapen wat teen jou gesmee word te verbreek, dan sou hierdie die ideale geleentheid wees daarvoor. Maar hier staan eenvoudig dat my en jou erfdeel is dat God sal seker maak dat elke wapen wat teen jou gesmee word niks uitrig nie. Dis jou erfdeel omdat jy meer 'n erfgename saam met Jesus. Punt. Die vyand het geen mag wat hy op jou kan afdwing nie, behalwe om vir jou te lieg. Ek en jy is oorgebring van die mag van die duisternis na die koninkryk van die Seun van God, volgens Kolossense 1:13. En ons sit nou in die hemelse plekke saam met Jesus, volgens Efesiërs 2 vers 6. Hierdie is posisies wat vir ons gekoop is en gegee is as ons erfporsie. Vir my en jou, om met die vyand te gaan oorlog voer, moet ons posisie verlaat. Ek moet my koninkryk posisie en my verhewe posisie in die hemele verlaat en afdaal na sy vlak onder in die duisternis om met hom te gaan fight. Nee, wat? Ek stel eenvoudig net nie belang nie, dankie. Ek sal eerder net my erfporsie vat. Maar dit daar gelaat. Jesaja 54:19 eindig met die gedeelte waar ek eintlik by wil uitkom vir vandag. En dit is
Dis die erfdeel van die knegte van die Here en hulle geregtigheid wat uit my is, spreek die Here. Hulle geregtigheid wat uit my is. Ons geregtigheid voor God, ons vryspraak, ons vlekloosheid en ons heiligheid voor hom, dis alles uit Jesus uit, wat uit God uit is, en dit is deel van ons erfdeel. Jy is vandag so regverdig voor God as wat jy ooit sal wees in die toekoms van die heelal, want jou geregtigheid is nie uit jouself uit nie, maar uit God. Dit het niks te doen met wat jy gedoen het nie, anders was dit uit jouself uit. Maar dit het alles te doen met wat Jesus gedoen het. En omdat hy perfek en vlekloos was, is jy vandag perfek en vlekloos, want jy is wat hy is. Jou geregtigheid is uit God. Dis nie uit jouself nie. Onthou jy gister se Bybelstudie, dit pas so mooi in met wat Efesiërs ons leer, dat ons geskep is in ware geregtigheid. Die ware geregtigheid van God, wat uit God uit is. En dan kom Jesaja 61 vers 10, en hy sê dit vir my so mooi in die Nuwe Lewende Vertaling. Ek verheug my in die Here, ek is bly in my God, want hy het vir my klere van redding aangetrek, en vir my die mantel van regverdigheid omgehang. Ek is soos 'n bruidegom met sy suurkroon, soos 'n bruid verfraai met haar juwele. Want hy het vir my klere van redding aangetrek en vir my die mantel van regverdigheid omgehang. Kom ons wees bietjie stadiger om hieroor te wil stry. Maar kom ons wees eerder soos Jesaja en verheug ons oor dit wat God vir ons gedoen het. Hy het vir ons klere van redding aangetrek en hy het vir ons sy mantel van geregtigheid gegee. Ons het niks gedoen om daarvoor te werk nie, sodat ons ook nie daaroor kan brag nie. My redding en my geregtigheid is van hom. Dankie, dankie, dankie Here Jesus. Dis al wat ek vandag kan sê, is Here, dankie dat U vir my U geregtigheid gegee het. En dat ek vandag die geregtigheid van God is in U. Dankie, dankie, dankie. U genade gaan my verstand te bowe, maar ek wil ophou om daarteen te stry. Ek wil dit net vat en dit glo en kies dat dit my lewe verander. In Jesus naam. Amen. As jy dalk gebed nodig het, is jy so welkom om ons te kontak. Ina se nommer is 079 527 5738. Onthou geliefde, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.